saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opwek. Omdat ons dit soos het geken het, en weet sy 'n kind van God was, weet ons ook dat sy eintlik dankbaar gesterf het. Haar sterflike mens was dankbaar nie meer saam met ons, sy was 'n nie-gemaakte mens wat saam met ons geleef het. En want ons erken weet dat dit is waar. En is sy vandag op 'n plek waar sy saam met God leef, as 'n nie-gemaakte liggaam ook, maar die plek waar sy eintlik ons wil uitgaan. Ek wil juist vanoggend so begin het, of vanmiddag so begin het, want ons moet op 'n manier perspektief kry op die lewe, as ons oor die dood praat. En as ons God se kinders is, dan is die dood 'n oorgang. En ek wil graag net ons moet vanoggend of maar so begin het, veral in die dag van die tekste wat ek nou saam gaan lees. So ek wil vra, terwyl ons net so bly, kom ons maak ons moet toe nou vir ons gebed. Ewige God, die hele Bybel lees ons van water. Hier in die begin van die Bybel lees ons hoe dat U vir Noag bewaar het in die water van die groot vloed. U het vir Israel 'n pad gemaak deur die water van die Rooi See. U het Jesus in sy bediening bevestig toe hy gedoop is in die water van die Jordaanrivier. En vanmiddag dank ons U, Here, dat die teken van die water van die doop van Suzette ook vir haar 'n bron van lewe is. Sy is ook gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die lewende makende Gees. En sy het vanuit die genade geskenk van haar doop geleef. Daarvoor kom sê ons vanmiddag vir U dankie. En kom bid ons ook dat U vir ons sal kom troos wanneer ons van hierdie punt af verder gaan. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, welkom. Baie dankie dat julle hier so is vanmiddag. Dankie dat julle gekom het om saam met Abraham en sy en Suzette se kinders, Cecilia, Marilena, Suzette, Soret, en Anja, haar lewe saam te vier. En ook die res van hulle familie. Ek wil bid en vertrou dat die Here deur sy Gees sal kom troos gee vandag, en ook kom perspektief gee, nie net op die dood nie, maar ook op die lewe. Soos ons lees in Psalm 131 vers 2 tot 3, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kind wat by sy moeder tevredenheid gevind het. As jy mens daai prentjie kry, soos 'n tuinspan wat hier voorsit, as 'n 8 maande babatjie wat nie by ons is vandag nie, maar 'n ma wat weet hoe 'n kind by haar vrede vind, dat jy ook so vrede sal vind by God vandag. Dan groet ek julle in die naam van die drie-enige God, genade en vrede vir julle, van God wat sy beloftes verstaan. Genade en vrede van Jesus Christus, wat die dood oorwin het, en genade en vrede van die Heilige Gees, ons voorspraak en ons trooster. Terwyl ons net so bly sit, gaan ons hierdie verse sing van Lied 512, nader by God by U, en baie keer voel 'n mens om iets te sê, het 'n mens nie altyd hoor nie, en hierdie lied help 'n mens en nooi mense uit om eerlik met God te praat oor wat ons harte is. Yes.
vir ons gebed. Here God, ons besef die werklikheid, maar dit voel vir ons nog onwerklik. Die hartseer sit vlak, soos dit se afsterwe kom, ruk ons lewens tot stilstand. Here, U ken ons binneste. U weet, ons voel nog verdwaas. Dankie dat U dit verstaan. Dankie dat U ruimte het vir ons om te voel wat ons voel. Maar Here, dankie dat ons ook weet dat U die dood oorwin het. Dat die dood net 'n oorgang is. Daarom glo ons dat soos dit op hierdie oomblik in U arms is. Soos Jesus vir die man aan die kruis langs hom gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir dade en versekering, kom sê ons vir U dankie. Ons bid vandag in die besonder vir Abraham, vir Cecilia, vir Marilena, vir Soret, vir Anja, vir die eggenote en hulle kinders, vir Andries, vir Sharon en die familie en vriende, en elkeen wat hier is om haar lewe saam te gedenk, maar besonder vir hulle naby familie. Ons bid, Here, dat U hulle sal troos, en dat U ook in hierdie oomblikke en in die dae wat kom, vir hulle sal bystaan. In die naam van Jesus Christus, dit ons dit. Amen. Toe ek Woensdag met Abraham praat, en vir hom vra wat is die teks wat hy in gedagte het dat ons vandag kan lees, het eintlik 'n merkwaardige storie verdeel. En ek wil dit graag as die kern van vandag se boodskap ook met dit deel. Hy vertel dat hoe dit die naweek afgespeel het en hulle toe hy Sondag by die hospitaal inkom, hy nuus ontvang en met daai realiteit moet verder gaan en toe hy maandagoggend wakker word met die eerste dag van die realiteit van Suzette se afsterwe vierkantig op sy tafel en hy 'n dagstukkie boekie van Johan Smit oopmaak op hierdie spesifieke datum wat hy troos nodig het. Daar 2 tekste uit die Psalmboek op daai spesifieke dag is. En die tema van die dag gaan oor troos. So ek wil graag daai 2 tekste vanoggend of vanmiddag vir julle lees. Psalm 94 vers 18 en 19 en Psalm 119 vers 49 en 50. Psalm 94 vers 18 en 19. As ek dink my voet gaan soek, dan ondersteun die troue liefde my lewe. Wanneer ontstellende gedagtes my meer word in my binneste, dan weer die vertroosting my op. En dan Psalm 119 vers 49 en 50. Dink aan U woord, aan U diensknegt, waarmee U my hoop gegee het. Dit is my vertroosting in my ellende, dat U belofte my lewend hou. Ek wil dit graag weer lees, want dit is wanneer ons tekste weer lees, dat mense het anders te hoor. Dit is kort gedeeltes, Psalm 94, vers 18 en 19. As ek dink my voet gaan soek, dan ondersteun die troue liefde in my, Here. Wanneer ontstellende gedagtes meer word in my binneste, dan weer die vertroosting my op. In Psalm 119, 49 tot 50, dink aan die woord aan U diensknegt, waarmee U aan my hoop gegee het. Dit is my vertroosting in my ellende, dat U belofte my lewend hou. Abraham vertel dat die boodskap van troos net vir hom persoonlik baie goed was, maar as ek jou reg gehoor het, Abraham die merkwaardige goddelike tydsberekening van die boodskap van hoop op daai oggend wat jy wakker word en jy eintlik verdwaas voel en sê, Here, nou moet U my praat. Dat die Here juist hierdie boodskap op hierdie tydskap op so 'n spesifieke manier kom gee. En op 'n manier is daar nie veel wat ek vandag daarby kan bysê nie, want die lewende God het reeds met julle as gesin gepraat. As hy hierdie tekste kom gee, met reg ook, want hierdie 4 verse en hierdie 2 psalms is gelaai met troos. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee oor die 2 psalms apart. Psalm 94
is geskryf vir God se mense wie se lewens moeilik gemaak is deur goddelose mense. En die ergste van alles was dat hulle gevoel het asof hierdie goddelose mense wegkom met hulle wreedheid. Die Psalm is eintlik 'n uitroep na God om tot sy volk se redding te verskyn. Die eerste 11 verse van die Psalm is gerig op die vervolgers, die mense wat dit vir God se mense moeilik maak. En hy sê, God sien wat hulle doen, hy hoor wat hulle praat, en hy ken hulle gedagtes, al dink hulle, hy weet nie daarvan. En dan kom die tweede deel, die volgende 12 verse. En kom praat die psalmdigter uit sy eie ervaring, en op grond van God se beloftes, en kom gee hy troos en vrede aan die vervolgdes. Hy sê, God sal julle probleme goed laat eindig. En dat God op die regte tyd hulle verwarring en vreugde sal verander. So dit is in kort waaroor Psalm 94 gaan. Nou is dit ongelooflik hoe dat 2 verse uit die Psalm wat vir 'n spesifieke konteks geskryf is, op 'n spesifieke dag vir jou kom troos gee. Ek gaan nou iets daaroor verder sê. En dan die volgende Psalm, Psalm 119, is 'n Psalm wat vir ons almal baie bekend is. Waarskynlik 'n Psalm wat oor jare saamgestel is uit aantekeninge wat Dawid uit sy joernaal gemaak het en al daai geloofsuitsprake wat hy oor jare neergeskryf het in een Psalm bymekaar gesit is. Dis dalk die rede hoekom dit baie keer so 'n bietjie onsamehangend klink. Maar dit is 176 verse wat ingedeel is in 22 dele. Ek het nou vanaf hier kon se storie vir julle ook verduidelik hoe ons vanaf gesels het. Maar dis vir my regtig net so 'n ongelooflike Psalm wat ek dink vandag vir ons, hier waar ons vandag aan mekaar is, iets besonders wil sê. 176 verse wat in 22 dele opgedeel is. Elke deel van die 22 dele het 8 verse. En elkeen van daai 22 dele begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet waarvan 22 letters is. So 8 verse begin met die eerste letter. Die volgende 8 verse met die tweede letter. Elkeen van daai sinne begin met die volgende letter van die alfabet. En daar is hierdie mooi Oosters-Ortodokse kerk oorlewering wat sê dat Dawid hierdie Psalm vir sy seun Salomo geskryf het, omdat hy daarmee wou gehad het, Salomo moes nie net die alfabet leer nie. Hy moes die alfabet van die geestelike lewe leer. Sodat hy, soos wat hy daai Psalm lees, hy ook net die gewone alfabet ken, maar die alfabet van die lewe. En dat hy wil hê dit onthou, soos wat ons ABC opsê omdat ons dit net ken sonder om eers te dink, dat ons ook die ABC van die geestelike lewe moet kan opsê. En die spesifieke verse wat julle genoem het, is goed dat Here wil hê ons moet ken soos die ABC. As dit die ervaring is van die psalmdigters, wat maak dit hulle uiteindelik skryf Psalm 94, as ek dink my voet swik, dan ondersteun U my, U troue liefde, beskerm my Here, wanneer ek ontstellende gedagtes het, en dat hierdie my binneste meer word, dan is U vertroosting iets wat ek opbeur, en U woord is die ding wat vir my hoop gee, dit is my vertroosting, en dit gee vir my lewe, dan is dit die goed wat die Here wil hê ons soos die alfabet moet ken. En dan is dit geloofsuitsprake wat ons op daar soos vandag eintlik uit ons eie sê, sonder dat ons konsentreer, sonder dat ons ons gedagtes moet het strek daarna toe om en amper vir self kom. Ons is belangrik om dit te kan doen, want dis die geloofsuitsprake wat ons van die doopvonds af leer. Wat die Here van kleins af vir ons kom sê. Die rede waarom ek dink hierdie psalms vandag eintlik so goed is om ook vandag hier te lees, is juist omdat dit 'n tydlose boodskap is. Die konteks van die twee psalms is bietjie anders as ons in vandag. Ons is nie bedroef omdat ons vervolg word nie. Ons is bedroef omdat ons 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Maar dit is die aanvanklike gehoor vir wie die psalmdigters geskryf het, so omstandighede dat die mat onder hulle voete kom uitblik het, is ons mat ook onder ons voete uitgeblik. Die toekoms is ook nou anders. En dit bring ons sekerheid, ons het so 'n bietjie daaroor gepraat in die konsistorie.
Daar's planne gemaak, daar's drome gedroom. En 'n groot deel van die rou lê ook in die verlies van die toekoms wat mens anders beplan. Die hartseer realiteit waarmee soos iets afsterwe ons konfronteer is net so ontnigterend en ontstellend soos vir die aanvanklike gehoor van hierdie twee psalms, wie se lewens ook ontnigterend. Maar juist daarom is die boodskap van die twee psalms, dink ek vandag, van soveel toepassing. Want dieselfde God wat vir daai mense op daai dag kom beloof dat hy met hulle sal wees, is dieselfde God wat hy vandag ook kom sê. Dieselfde God wat vir die psalmdigters in hulle tye van gedisoriënteerdheid en ontnigtering op 'n fisiese en op 'n emosionele vlak staande gehou het en bygestaan het. Dis die woorde wat daar gebruik word. Jy het my voete gekeer toe dit gly, jy het my bymekaar gehou toe die emosies vir my te veel geraak het. Dis dieselfde God wat ook vandag dieselfde vir julle wil doen, want hy het nie verander nie. Hy is vir altyd nog dieselfde. Dat hy wanneer dit vir julle voel, julle voete gly, julle ook deur sy genade en liefde reg ophou sal word. Wanneer julle gekonfronteer word met onrustigheid in julle binneste en met 'n warwel van gedagtes en emosies, vir julle wil troos en vir julle tot rus laat kom. En dat julle in tye wat julle voel, julle lewenslus is laag, soos wat Dawid skryf in Psalm 119, dat hy deur sy woord en sy beloftes weer lewe in julle sal inpas. Dit is wat dit jou ervaring was, Abraham, afgelope maandag. Toe jy gevoel het die Here kom sit met hierdie teks hier voor jou neer, op die tyd dat jy dit nie rustig maak. En dat jy dit kan weet en kan glo en dat jy eie maak op so 'n manier dat jy dit in jou harte sal laat leef, amper so bekend soos die alfabet. Mag die God van die psalmdigters en die God van my en jou, wat beloof dat hy die konstante faktor in ons lewens is, so ver terug soos die doop, so ver terug soos die ervaring van psalmdigters, dat hierdie God wat homself deur die doop aan sterflinge verbind, ons ook verseker van 'n ewige lewe op grond van Jesus. Dat hy vir ons troos sal gee, omdat ons weet soos dit is by 'n ander plek, maar God is hier by ons. Die realiteit van afsterwe is iets waarmee ons nou van hierdie punt af verder gaan. En saam met daai realiteit is God se belofte van troos ook deel af. Dit is wonderlik dat mense as familie en vriende by mekaar lief. En soos wat ons maar altyd sê, ons gaan wanneer ons die foto's en die video's kyk, as ons die gedig luister nou 'n bietjie later, is dit die herinnering wat lewend bly. En op 'n dag soos vandag, by ons trane en tussen die trane weer glimlag ons oor mooi herinnering. Oor 'n spoor wat 'n moeder en 'n eggenoot en 'n ouma in lewens getrap het wat nie uitgewis kan. Ek gaan vir ons die begrafnisformulier lees. En dit is so saamgestel met tekste uit die Bybel uit wat elkeen vir ons 'n troos gee. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, het dit so beskik dat soos het Esdras die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag bystaan, en dat hy ook verder met ons sal gaan. Die Here Jesus het ook gesê, Johannes 11, vers 25, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. In Hebreërs 15, vers 54, deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Vir die ding waarvan ons so bang is, die dood. Waar is jou almal en waar is jou oorwinning? In Tessalonisense 4 vers 13, daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het. Ons treur soos mense wat hoop het. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie,
maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En dan Romeine 14 vers 8. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, en ek dink dis die perspektief op die lewe. As ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. Die is die perspektief op die dood. En as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons sit iets so nou by dit vir ons. Here, ons is hier saam om die lewe van Suzette te vier. Om U te dank vir die gawes wat sy met ons gedeel het. En vir die voorreg dat ons haar kon ken en haar kon lief hê. Ons is hier om te onthou, om stories te vertel, om te lag en te huil. En om te begin om van haar liggaamlike teenwoordigheid by ons afskeid te neem. Maar Here, bovenal is ons hier saam om die goeie nuus van die Christelike geloof te verkondig. Dat hulle wat in Christus gedoop is, ook in sy dood gedoop is. En omdat Christus leef, kan ons verkondig dat Suzette leef. Dankie dat ons kan weet, dat die beloftes van die geloof vir ons almal geld. In die lewe en sterwe behoort ons wat in Christus glo aan God. Amen. Ek gaan vir Jerry, en die gees en brief vir Jerry verander bly. Dankie goed iemand. Omdat sê altyd is 'n groot voorreg, maar dit is. Gewoonlik by met 'n ander blyk. En ek sê, na trou word daar sportnerwys tydelik gesê, maar joh, was ons met die regte trou. En almal word so mooi ingekleer. Is dit die mens wat ons aan dink. Ek het besluit, ek gaan net hou die waarheid, want dit sal goed wees. Suzette, Susie, Suze, Rosetta, dit was klompie name wat ons graag verwag het. Suzette het die Kaap groot geword, Andries, en die het Molandskool, daarna sy universiteit toe, Stellenbosch, en dan die gaan leer om kinders te leer skool gaan. In 1979 het ons die eerste, in Montigie toe die eerste blootstelling gehad aan Suzette. Sy en 'n klompie vriendinne het saam met ander studente, het hulle so 'n paar keer hier kom kuier by Pieter Burger op die plaas, en soos jong mense is, dan word hulle lekker gekuier, so aan, en dan het ons dikwels sommer op die Sondag, wat ons iewers in die veld gaan braai, en dit was nogal 'n heel prettige affære gewees. Louis en Manti, hulle was deel van die pret gewees, maar dit was lekker gewees, goed om mekaar te ken so op die manier. En toe het sy kom gedurende 'n studentejaar het sy die kom proef, en sy het sommer daar by Oom Georgie en Tannie Tiki, het sy geluseer, daar was nou ander Span jong mense ook, onderwyseresse wat daar geluseer het. En toe het sy in 1983 het sy 'n aflospos kom vat, hierso, ek dink hier nog 'n afloop vir 'n jaar lang verlof gevat, en Suzette het toe nou vir 'n jaar hier kom help. Die probleem met daai jaar was,
sy was blootgestel aan veral 3 persone in Montetjie. Dit was Petrus Waarnegen, Baan Steenkamp en Nick van Sail. En ek dink sy het 'n vreeslike skrik gekry vir die dorp. En daarna is sy toe nou weg en sy toe vir 'n paar jaar het sy in Adelaide van skool gegee. Maar dit sou weer besluit, maar sy hou nogal van die Montetjie. En dit man, jy was nog op die breedjie gewees nie. En nou ja, toe kom sy terug en sy het toe weer eens met die kinderen verbly en toe die man aan die bak en aan keier. Maar weet jy, alles goed met die gehad. En sy sê toe nou om die te maken aan die commissie. Gentleman wat hy is, gaan hy afgemaakt en daar was stil bij daar. En toen hy daar staan en wacht en die stil word om vol te kom. Toe vrug sy sê, en sy gee vir hom wat hy noem die huwelik soek. En hy gesê, jy moet dit nou nie los nie. Maar sy het gaan te die jaren op wees en sy het daar gaan in school doen. En dit is nou die tijd dat hy klein elke dag klein mense kom op GTI. Soos hy sê, 12 keer by die spoort gaan vry van wat het is. Maar ja, laat is so getrouwd. En Noordeloos het gesê, kom maar, dit is een Syria, en dan is Lena, en so weet, en dan Anja, en een bykie later. Nou, in hulle troujare, het die 2 persone ons nou 'n lekker vol lewe gehad in Montetjie. Hulle het die 4 dogters groot gemaak, weet ons Suzette was betrokke by baie dinge in die gemeenskap, ek moet al hoor saam in Lions gedien het, dit was nogal 'n mooi tyd in ons almal se lewens. En toe sy nou klein dogters groot gemaak het, toe begin hulle trou, toe speen sy nou een vir een van hulle. Welkom julle 4 manne vandag julle. In die jare het sy van haar ouers, eers haar pa en toe haar ma afscheid geneem. En toe gedurende COVID ook van broer Pieter op die Dorens. En ek weet dit was van moeilike tye gewees. Ek het het reg gemaak op Hebron, om bietjie te met iemand te gesels, te verstaan wat vir hom belangrik is. En ek wil bietjie agter die kap van sy byl kom. Ek het daar aangekom, 4 dogters, 3 van die seuns, die man was net nie daar gewees op die oomblik nie. En daar was 'n vrolikheid in die huis, lekker om te beleef. Maar ons was almal so bietjie bewus van daai gaatjie, daai kerk wat daar is. Soos het in die laaste tyd ons nie baie gepraat, maar haar teenwoordigheid was gemis gewees. Ek kan uit die een kant gaan sit en ek het probeer neerskryf wat hy alles nou vir my vertel het, al die mooi dinge en wat hy onthou en al die dinge. En ek het alles neergeskryf. Toe ek oor die huis kom, toe werk ek nou weer daar keer dat ek het nou amptelik wil op papier gaan neerskryf. Toe ek nou die woord dingesis het ek uitgehaal uit wat ek neergeskryf. Toe kom ek agter my het nie baie gesê. Met Anja se troue het Soret hulp op haar ouers ingestel. En ek het die ding bekom. Ek het bekom en ek het geskryf vir die rede. Ek het oral waar sy die woord ma gebruik, het ek die hoofletter M gebruik. Want as jy kyk wat sy gesê het en bedoel het in daai aanbieding was net sonderlik. Ek gaan vir julle voorlees. Daar was eers 'n stuk oor Boetieman, oor haar pa, of moet ek sê hulle pa, en toe volg die stuk oor hulle ma. Ek lees dit graag. My ma Soret, is Suzette, die hart van die huis,
altyd 'n glimlag op haar gesig. Ma was nog altyd lief om met haar hande te werk, in die huis, tuin of agter die naaldwerkmasjien. As kleindogtertjie het ma ons geleer om popklere te maak, terwyl ma self besig was om vir ons matching outfits te stig. Elke hoërskoolklas het 'n aantrek verdien, presies soos ons dit wil gehad het, en niks was ooit onmoontlik vir ma se masjien. In die laerskool het ons elke jaar lentedag blommerangskikkings kompetisies gedoen. Almal se harde werk in die tuin was nooit verniet nie. Die kombuis was altyd 'n groot leerskool vir ons. Op vlak 1 was daar geleer hoe om die skorrelgoedwasmasjien uit te pak. Sodra ons oor die toonbank kon sien, is ons geupgrade na slaai maak. As ons op die toonbank kon sit, as maar koekbak, het ons altyd geveg oor wie die bak mag uitleg. Maar het ons alles geleer van broodbak en vars maak. Dankie dat ons vandag nog kan staat maak op ma se kennis in die kombuis. Sonder ma sou ons definitief nie die vrouens kon wees wat ons vandag is nie. En baie dankie daarvoor. As ouers het julle vir ons perfekte voorbeeld gestel van hoe 'n huishouding en huwelik moet lyk. Niks is ooit te veel moeite nie, en maak nie saak wat oor jou pad kom nie. Met geloof en liefde sal ons alles oorwin. Dankie vir die wonderlike ouers wat julle vir ons almal is, van Soret, maar ek dink vir al my kinders. Het is werkelijk mooi om te sien hoe die dogters waardering het vir hulle ouers. Ek het dit nou nog weer beleef toe ek gaan kry het. Die warmte rondom hulle pa is uitsonderlik. Dominee Saul sou ook vandag graag hier wou gewees het, maar hy is ongelukkig in Amsterdam. Hy het dit genoem dat Suzette het 4 monumente agtergelaat. Hou daai ene by julle. Die twee mense het vir 26 jaar tyd saam geleef, die eerste 26 moet ek sê. Ons kyk na Boetie se profielfoto, die van julle wat dalk sy WhatsApp kan oopmaak. Dit moet eintlik gesensor word, daai foto. Maar love is in the air. Dis 'n foto van Boetie is gesit by die swembad. As jy onder 18 is, moet jy oopmaak nie. As jy kyk na sy foto, dan sien jy sien hoe gelukkig hulle was. Hulle het saam geboer, hulle het 'n huis gebou, hulle het gespeel, hulle het kinders groot gemaak, hulle het vakansies getoer, maar veral terwyl hulle mekaar sterk ondersteun het in geloof. So is daar 'n groot basis gelê toe Suzette 13 jaar gelede 'n beroerte kry en haar lewe totaal anders gedraai het. Die man was die anker wat haar alle aandag en ondersteuning gegee het, soos dit nodig was. Maar hulle het aangegaan met hulle lewens en niks gemis wat hulle tevore sou meegemaak het. Die dogters en hulle mans het almal ook hulle kant gebring om te ondersteun wat dit nodig is. Ons wil dan nou vir Boetieman en ook vir die kinders baie groot dankie sê, dat julle vir Suzette so geakkommodeer het, toe sy julle nodig gehad het. Dit was sekerlik nie altyd maklik nie, maar julle was daar vir haar. Boetieman, dit is die vlak jou vrienden dit wat hier. Ons sy het nogal baie geniet die afgelope 13 jaar. Sy het so opreg uitgekom met wat sy wou sê. Was nogal snaaks weet. Dit was as 'n storie wil vertel van een van die kinders, dan kon sy nie op haar naam kom nie. Dan sy uitgekom met nommer 2 of nommer 10, 1, 4, whatever. Ons het so 'n maand gelede, ons het 'n toegroepie wat graag saam loop, ons so 'n maand gelede by die Mond gekamp, naby die Tankwa,
En een laatmiddag toe is nou tyd, as ons sê, dis nou gin o'clock. Toe wil die man nou vir haar ietsie gooi. En hy sê, Suzette, wat kan ek vir jou ingooi? Maar Suzette kan ons nog nie dadelik uitkom met wat sy wil hê nie. En sy ongeduld het 'n bietjie geseevier met tydjie. En hy sê, Suzette, wat wil jy drink? En sy vervies haar effens en sy skree, whisky. Sy het nou leven nog nooit whisky gedrink. Het het vir Richard gegooi. Suzette was nie altyd makkelijk nie, want sy het geweet wat sy wil hê. Stukkie, ek soek na stukkie. Daar is dit stukkie, maar dat stukkie. Ons weet Suzette was nie altyd makkelijk nie, want sy het geweet wat sy wil hê. As stukkie in die huis nie altyd gedoen het soos Suzette wil hê nie, dan stukkie, dan Suzette al behoorlik aangepraat. Dan verneem ek dat stukkie oor tyd geleer het om haar man te staan. Sy dag net afpraat. En toe praat sy in dieselfde trant terug. Die feit is, hulle het mekaar presies verstaan. Stukkie het so mooi omgesien na Suzette. Van huis aan tot naalsverzorg en voete en vryf en vele ander. Stukkie, baie dankie. Jou ondersteuning vir Suzette was besonders. Ons waardeer het almal. Ek sal vir jou van nou een stukkie goud. Het iemand genoem van 'n paar persone wat nou op 'n spesiale manier erg omgegee vir Suzette, veral oor die laaste 13 jaar. Louise Brandt, nadat Suzette uit Intercare ontslaan is 13 jaar terug, het ons almal bewus daarvan Louise die extra myl geloop om vir Suzette te behandel. Sandra was geduldig daar en baie omgegee vir Suzette. Gemerkt, het gereeld vir Suzette salernante gevat vir die hare. Hier is nie ander haarkapspers nie, salernante. En dan die nevenbure, Johan en Susan Olivier, het hulle net nou ontmoet hier buitenkant. Baie dankie vir julle hoor. Hulle het baie gauw betrokke geraak by die eeskruisers en baie omgegee daarso. Baie ander persone in die gemeenskap hier rond het baie vir Suzette omgegee. En die gesin wil graag vir elkeen baie dankie sê daarvoor. Die dogters, die 4 van julle, en daarmee saam julle mans ook. Ek gaan probeer om die regte woorde te gebruik om namens julle pa vir julle dankie te sê vir julle ondersteuning aan julle ma. Hy voel baie diep daaroor. Daarmee saam ook die ondersteuning vir julle pa, julle ondersteuning vir julle pa. Maar beslis die laaste byna 2 weke. Het is vir my mooi om te sien hoe julle elkeen, hoe julle geniet wanneer julle saam is, die wederzijdse liefde binne die gesin. Dit is so duidelik. Baie dankie daarvoor. Goed iemand? Ek is amper klaar. Maar ek wil weer namens almal hier so vandag vir jou noem hoe jy waardeer word vir hoe jy vir Suzette omgegee het. En versorg het en hoe jy haar hanteer het. Jy is 'n besondere man om haar so te gehanteer het. En ons respekteer jou daarvoor. Baie dankie. Baie sterkte vir elkeen van julle in julle familie. Suzette gaan nie meer daar wees nie. Maar julle gaan haar altyd in julle harte saamdra. Baie dankie. Dankie, JD. Daar is 'n swaar Marius de Bruin wat vir ons die bedankings kan doen. Marius, asseblief. Goeiemiddag. Ja, Abraham en sy gesin het my gevra om vanmiddag die bedankings te doen. Nou, ek wil so begin met die heel eerste persoon met daai
3 Junie by Abraham was, en dit is Piet. Die baas het Piet nie, maar Piet, baie dankie, jy was daar gewees en jy het vir Abraham gehelp, en daar's groot waardering vir wat jy daai dag gedoen het in die bystand vir Abraham. Dan Jay, wat net hier gestaan het, en Toetjie, sy vrou, ek weet nie wie van julle is almal bewus van wat daai aand alles gebeur het tot die vroeë oggendure, en hulle was in Woester, ek dink ek hulle daar gekuier, en toe dan besprake word dat Suzette moet of Woester of Parel toe gaan, toe hy so net by die ander persoon kom het, Jay hier gesê, maar hy wag daar, hy gaan nergens nie, en ek dink, dit het tot laat, in die vroeë oggendure gegaan, voor hulle eers kon terugdraai, so Jay en Toetjie, baie dankie vir hy 3de en 4de, sy bystand, Reinhard van Edenra, Reinhard het saam met Abraham gery, en weer, soos ek sê, ons het 1-2 die oggend met hulle gesels, dus hulle nog by die hospitaal, so dankie ook Reinhard vir jou hulp en bystand, jy het net gesê, jy gaan saam, en Jay wag vir julle, en dis die vriendskap, wat julle het. Meralda, Ilse, Magdal, Renay, vir julle almal sal daai aand by die hospitaal, vir julle omgee, en die koffie en die liefde wat julle daar gegee het. Al die dokters en verpleegsters, eerstens by die Montetjie Hospitaal, soos jy weet, Suzette was eers soontoe, en toe deur na die Parel Medikliniek, dankie ook vir die personeel van Parel Medikliniek, en dan ook die ambulansdienste en die paramedici, vir die omgee wat hulle daar vir Suzette gehad en al versorg het. Dan al die boodskappe en die besoekers wat vir Suzette kom kuier het in die hospitaal, ek weet daar's van oorals het mense gery, daar het kom kuier, partykeer selfs 2 keer het mense van vriende van Montetjie afgery om by Suzette en Abraham te wees. Dominee de Koning, baie dankie vir jou boodskap vandag, dit was baie spesiaal. Die blomme, dit is pragtig, Meralda van Eden, baie dankie vir die pragtige blomme. En dan al die persone wat betrokke was by die hulp vir vandag se reëls, diks wat hier is, maar ook die gemeenskap en dan ook vir die verversings na die tyd. Jaylee, baie dankie vir jou huldeblyk, dit was baie spesiaal en ons kan sien jy het 'n noue verbintenis in band met Abraham en Suzette. Almal wat vir Abraham en sy gesin kos gebring het die afgelope klompie dae, toe hulle terug was op die plaas, baie dankie ook vir daai ondersteuning. Dan vir Johan en Ilse, vir al die ondersteuning en besorgdheid vir al die jare. Daar was heerlike kuiers saam by Skepersrus op die stoep of voor die kachel. Ilse vir al jou inloer en tee en koffie drink en ook die ritte Montetjie toe saam met Suzette. En dan het Abraham vanoggend vir my 'n baie spesiale groepie genoem, die CBR-CW groepie. Ek dink hulle gaan weet wie hulle is. Nou, dis 'n groepie saam met wie hulle, ek dink vir 20 jaar saam gaan toer, gereis het. En as ek altyd geluister het na die stories, Abraham sê baie jaloers op julle. Nou, ek het vinnig vir Erna gevra, ek dink met Suzette se trou het hulle dit gemis. Ek is nie seker nie, ek dink daar was 'n dubbelboekie, maar vir die res het hulle dit elke jaar gedoen. En soos Abraham sê, dankie nie net vir die 20 jaar, maar ook die laaste 13 jaar, hoe julle vir hom en Suzette geakkommodeer het, soos hy het genoem het, saam na die mooiste dele in ons land kon gaan kyk het. Jaylee het vir stukkie genoem, maar ek gaan weer stukkie se naam noem, want soos hulle sê, sy was letterlik Suzette, sy regte figuur en letterlik haar regterhand gewees. Dankie stukkie vir al jou hulp en liefde. En dan vir almal wat vandag hier teenwoordig is. Baie dankie dat julle saam hier is om Suzette se lewe te vier. En dan, ja, Abraham se laaste stukkie aan my vanoggend, of sy boodskapie was dat die grootste dank is aan die Hemelse Vader vir die liefde waarmee hy vir hom en sy gesin toegevou het. En dan ook weer dat hy hulle gasheer, enige gas, vandag en op die pad voor toe sal wees. Baie dankie dan, miskien doen ek sien hier sy naam vir Mieke, is jy bewus van Mieke? Dat sê jou gewoon, echt baie dankie julle. Ons het nou 'n gedeelte uit die Psalm gelees wat vertel van die ervaring van mense van God se teenwoordigheid baie jare. Ons het gehoor van verhale van mense wat oor baie jare deel van mekaar se lewens was en spoor wat mense in die gewone omgang van die lewe in mekaar se lewens praat. En dis waaroor dit gaan, dis kom met mekaar is op 'n dag soos vandag. So dankie vir elkeen van julle se bydrae om vandag iets spesiaals te maak. Ons gaan na foto herinnering kyk
en daarmee saam luister na 'n voordrag van 'n gedig as ek reg is, wat gelees gaan word. So ons kan sien. Aan my rooilip mamma met die grootste smile. Vir baie mense is jy baie dinge. Vir my is jy net mamma, my mamma. My mamma wat my in die lewe gebring het. My mamma wat in die donker nag vir my gesing het. My mamma met die stywe drukkies. My mamma met geduld vir my nikkies. My mamma met die sopnat swentjies. My mamma wat my aangetrek het met skoentjies. My mamma met die warm oop skoot. My mamma wat my gebring het tot groot. My mamma wat kon bak en brou. My mamma wat my kon leer om klere te vou. My mamma met die groen vingers. My mamma altyd daar vir haar kinders. My mamma wat kon klere maak. My mamma waarvoor niks ooit te veel kon raak. En nou is dit net my mamma wat ek moet groet, tot ons eendag mekaar weer by die hemelpoorte ontmoet. Vir baie mense was jy baie dinge, vir my bly jy net my mamma, net my mamma bly jy vir my. Nu as ons nou weer klaar is, gaan ons 'n slotlied sing. En as ons dan uitbeweeg om ons vir die familie vakansie kom eers te beweeg. As ons klaar is dan skip ons weggedeel na die saal toe en dan gaan ons daar by die saal verder saam. Sal julle saam mee staan, asseblief. Dit is amper oor binningsdiens. Ons gaan half 3 verse sing en dit is om ons straf wel eindig ook. Dat ons in die dood en die hartseer ook iets van verskoning is. Kom
sag die trane van ons oë afdroog.